Dit is opstandingsmôre. Amen. Hulle vertel dat vroeger jare was dit so gewees dat met opstandingsmôre as mense mekaar sien, dan sê hulle goeiemôre, hy het opgestaan. Hy leef tot in alle ewigheid. Prys sy wondernaam. So ek gaan vra dat jy ook saam met my kan staan en dan draai jy vinnig net om en sê gou vinnig vir iemand net, hy is hier, hy is opgestaan, hy leef tot in alle ewigheid. Kom ons doen dit nou vanmôre, dat ons nie goed Verdienstelik ook net sê, baie welkom met 'n klein babietjie daar. Ook was die klein seun is vanmôre vir die eerste keer in die kerk. En hy is daar baie kerk gekom, so ek is bly hy is hier vanmôre. Amen. Moet ek eers dink vir u, moet ek vra. Dan die Sjoe kan ek jou vra vanmôre vir ons te bid. Kom ons bid net saam. Kom ons gee vir haar 'n mikrofoon. Dus haar kan hoor, sy word volgende Saterdag 100 jaar oud, so nie dink dat 'n 100-jarige persoon nog nie kan bid, sy kan bid. Baie dank, kom ons krijg die woord. Baie dankie my God en Vader, vir hierdie môre wat Jesus opgestaan. En omdat hy opgestaan het, leef ons ook. Halleluja. Ek prys U en ek loof U, Here, vir wonders wat U doen. U is so getrou. Here, ek kan net bid vanmôre, dat elke een die krag en die volheid van die Heilige Gees sal hier teenwoordig. Want sonder U kan ons nie kerk hou nie. Ons kom saam om te bid en te dank en te loof en al die eer aan God te gee. Ek is so dankbaar dat ek vanmôre vir pastoor kan sien. Ek is baie dankbaar. Ek dank die Here wat ook vir hom gedoen. Laat ons nou kom die Here loof en prys. Amen. Amen. Rita Besoe. Welkom van die musiekkanse kant op af. Erik en Shamaine is iewers in die Kaap. Ek sien net Facebook foto's van hoe mooi dit daar is en so aan. Ek wil vra dat julle eers sit. En dan gaan julle vat op 'n verbeeldingreis na waar die naweek gebeur het. So sit agteroor, maak jy jou oë, hoe lank is dit? 3, 4, 10 minute, 20, ek weet nie. So sit agteroor, ontspan en gebruik jou verbeelding soos die tyd wat jy in Nora met die babie dol gespeel het en so. Gebruik jou verbeelding en ons gaan op hierdie reis, ons gaan Jerusalem toe. Ons kom daar aan en is 'n
plekje met die naam van Golgotha, hoofskeurel. Dat is verskriklik baie mense. Hulle hardloop rond en skreeu en raas en gaan te kere. En is 'n baie groot deur mekaar speel, maar aan die een kant is 'n groepie mense sien ek. Hulle is verward, hulle is hartseer. Hulle weet nie wat aangaan nie. Ek dink ons moet by hulle gaan staan, gaan ons veilig wees. Dan kyk ons op na die heuwel toe. En ons sien 3 kruise. Die 3 manne wat in hierdie kruise hang. In die middelste kruis hang Jesus Christus. Sy hande en sy voete spykers in hierdie rowwe hout en vasgekap. Hy is vol bloed, op sy hoof is 'n doringkroon in sy skerel ingepers. Die bloed loop daar uit. Bokant hom is 'n aantekening gemaak. Hier is die koning van die Jode. In sy sy is 'n gat, die bloed loop daar uit. Aan sy linkerkant hang 'n rower. Hy skreeu en hy vloek en hy gaan te kere. Aan sy regterkant hang 'n rower. Hy sê niks. Op 'n stadium kyk hy na die ander rower en sê, "Vir wat gaan jy so te kere? Ek en jy verdien om hier te wees." Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, "Dink aan my as jy vandag in die paradys ingaan." En die Here draai hom en sê, "Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Dan op 'n stadium bietjie verder aan, terwyl die bloed loop en die mense te kere gaan en hom uit jou, kom Jesus en hy sê hierdie woorde, "Eli, Eli, lama sabachthani," wat vertaal word as, my God, waarom het U my verlaat?" Dan gaan een van die soldate en hy druk 'n spons op 'n riet en hou dit na Jesus se lippe toe om te drink. En dan kom Jesus se laaste woorde, "Tetelestai." Dit is volbring. En hy sterf. Hy blaas sy laaste asem uit. En dit word skielik donker, die aarde bewe, die voorhangsel van die tempel skeur middel deur die mense hardloop rond, hulle is paniekbevang, hulle weet nie wat aangaan nie. En iewers is 'n soldaat wat sê, "Waarlik, hy was die seun van God gewees." Dan vat ek julle na 'n ander plekkie toe. Daar waar hulle Saterdag Christus se liggaam geneerlê het in die graf. Dit is soos 'n grot met 'n groot klip voor. Ons gaan kyk en ons gaan ons laaste eer aan hom daar betoon. Ons stap nader en ons sien maar die grot is oop, die klip is weggerol. Nou probeer ons by almal verbykom en ons kyk en sien maar aan die binnekant is daar nie 'n liggaam nie. Daar's net doeke. Net 'n hoopie doeke. En ewe skielik agter ons praat iemand en sê, "Wie soek julle?" Ons kyk om en hier staan 'n godsman. En die godsman sê vir ons, "Wie soek julle?" En ons sê vir hom, "Ons soek ons Jesus, vir Rabbi." En hy sê vir ons, "Hoekom soek julle die dooie? Ag, die lewende by die dooie. Hy is nie hier nie, hy lewe. Hy het opgestaan."
Daarna het Jesus aan sy disciples en Maria en die ander mense verskyn. En toe het hy in 'n wolkkolom opgevaar hemel toe. Maar nie na die eerste hemel toe nie, nie na die tweede hemel toe nie, maar na die allerhoogste hemel toe. En eendag sal ons saam met hom in die hemel wees. Daarom sal ons volgende net Hosanna in die hoogste hemel. Hosanna, Hosanna. Het hy opgevaar. En daarom kan ons vanoggend almal saam die oorwinningslied sing, want hy het alles oorwin. Kom ons sing saam. Ek sien in my gees die glorie en die alma van die allerhoogste wat in liefde roep sy koninkryk regeer. Hy beloof haar en op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Oh
daarom wil ek nie vanmorgen afsit. In gees en waarheid. Dankie. Dankie, Jesus. Dankie, Vader. Ek wil die aandag vestig vanmorgen op Johannes die 20ste hoofstuk en vanaf vers 1 tot en met vers 10. Baie dankie. Miskien is dit my storie neer, sodat ek dalk gaan sit en so bietjie met myself later. Verstaan maar net, dit sal tot 2 jaar gevat, maar ek verwag dat die Here dit nog vinniger kan doen as wat die dokters gaan sê. Maar kom ons lees vanmorgen uit Johannes 20 vanaf vers 1 tot en met vers 10. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels van wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf uit weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf kom. Terwyl hy neerbuk sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op die hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarom het hy ook die ander disipels wat eerste by die graf kom en ingegaan en het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Vader, baie dankie vir die woord, dankie dat ons dit nog in vryheid kan lees, dankie dat ons dit nog vanmorgen kan herroep as 'n getuienis dat Jesus Christus het opgestaan, hy leef tot in alle ewigheid. Daarom loof en prys ons die woord vanmorgen vir die Here, terwyl die woord hier verkondig sal word, sien die bediening van die woord. Dit is my gebed, ek bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Nou ek het vanmorgen 'n tema wat ek al by 'n vorige geleentheid gebruik het, want daar is nie dieselfde boodskap onder die thema gepreek het nie, maar Jesus onthou so klompie jare terug, daar in die Gesina gemeente, toe ons een Paasnaweek saam met hulle dienste gehou het ek die woord die sondagoggend met die opstandingsdiens gepreek, en ek wonder wie sal nog van sê wat ek gepreek het. Ek het nie baie van wat daar was, maar ek gaan vanmorgen net weer inlig. Nou ek het daar die klein blik val op Josef van Arimatea, en ek het die woorde gebruik wat hy gesê het in die skrif, hy het dit gewaag om na Pilatus te gaan, om die liggaam van Jesus Christus op te eis, sodat die Here Jesus begrawe kan word op die veilige aand
en sodat hy kan sy woord geskande waar ek sê, op die derde dag sal hy opstaan. Daardie woord nie gewaag het hy toe in verband gebring met die geloof. Want ons baie keer as kinders van die Here nie het om te glo dat die Here van ons net die beste wil gee. Amen. Dat moet saam praat vanmorgen, ons lewe kry die kerk. Maar ek glo vanmorgen en ek wil graag vir ons 'n bietjie met die praat, wat het gebeur tussen die kruis en die graf. Nou geliefdes, as ons vanmorgen net na die tema sou hoor, is daar 2 punte waarop ons sal fokus. Eerstens, ons sal dink in terme van die kruisiging van die Here Jesus, wat ons Vrydag, ons aan Gesina gemeente, herdenk het. En ek wil vanmorgen vir julle sê, as ek nou vanmorgen dink aan die kruisiging, dan dink ek aan daar die prente, The Passion of Christ, waarna ek by geleentheid gekyk het. En ek het dit al soveel keer vir julle gesê, en toe daai Sondagmiddag en daai prent te kyk het, ek sien al die bloede wat daar is, en hoe dat sy liggaam verniel was, en broer en suster, die wonder onder watter bloedspatsel of watter bloed wat daar gestort was, met die bakken. Om te dink dat ek daar moes gelê het, omdat die Here vir my en vir jou sondes sterf. Ja, gedink vanmorgen, broer en suster, as jy nou dink aan hierdie kruisigingsverhaal, ons saam elke Sondag by 'n nagmaalsgeleentheid is ons hier by mekaar, en dan het ons deel van die liggaam, deel van die bloed van die Here, wat simbole is. En daarom, geliefdes, wil ek vanmorgen vir u vra, en dan wonder ek hoeveel keer het ons waardeer vir die kruis wat Jesus aan die kruis op Golgotha vir ons betaal. En dan is ek na die tweede fokuspunt van die graf, en dan dink ek vanmorgen, dit wat ek vir u gelees het hierso, hoe dat die Here Jesus uit daardie graf uit opgestaan, en hoe dat hy gaan werk het. En nou wil ek vanmorgen sê, sy liggaam was nog in die graf, maar sy gees was nie in die graf. Ons lees die woord van die Here, en ek gaan nou vinnig, net vir kort, so vinnig weer die hele proces vat, sodat ons vanmorgen kan besef, dat hy gaan werk, om die evangelie te verkondig, in die onderste dele van die wêreld. En ek wil vir die Here dank vanmorgen vir sy woord. Dankie vir die geleentheid wat ons het om vanmorgen so saam te kan lees. As ek vanmorgen na die kruis op Golgotha kyk en luister ek na die woorde, dit is volbring. Maar daardie woorde impliseer vanmorgen dat die aflos van my en vir jou sondes en vir almal wat in die wêreld is reeds betaal. Die oorwinning is reeds behaal. Ek en jy kan vanmorgen uitroep, en ons kan vanmorgen, as ons geglo dat Jesus die Christus die Here is van die hemel en die aarde, en ons vanmorgen sê dat ons is kinders van God, dat Abba Vader, want U is my Vader. Daardie oomblik nadat Jesus hierdie woorde voltooi en dit is volbring, het daar 'n donkerte oor Jerusalem toegesak. Vir 3 ure lang het daar 'n duisternis oor daardie gebied gekom. En soos wat Rian dit reeds gesê, geliefdes, het daar 'n paar goed gebeur. Onder andere die voorhangsel in die tempel het geskeur van bo na onder. Ek het eendag 'n preek geluister waarin hulle vertel hoe swaar daardie voorhangsel was. Jy sal onthou in die Ou Testamentiese tye was dit 'n gewese, dit was 'n simbool, want agter daardie voorhangsel was die allerheiligste. En alleenlik die mense wat daar ingaan, die priester,
een keer in 'n jaar, jy kon daar ingaan, en dan het hy vir my vir jou sondes gaan doen, of vir daardie tydperk, waar die mense sondig het, wat toe nou nog nie geleef het, en wat toe geleef het, kon jy ingaan in die allerheiligste. En die symbool van die feit dat die voorhang sou geskeur, het dit vir my en vir jou moontlik gemaak, en vandag, 12 uur in die nag, 3 uur in die morgen, 9 uur in die dag, 2 uur in die middag kan jy in die allerheiligste inbeweeg, en kan jy self vir die Here sê, Here, ek het gesondig, help my. Here, was my opnuut weer in die kosbare bloede en vergewe genadiglik al my sondeskuld. Ou geliefdes, ek vanmôre dink aan 'n ander insident wat gebeur het, dan dink ek aan 'n Romeinse soldaat, en as jy daar die evangelies gaan lees rondom die kruisiging, dan sal jy hoor by wat hulle daar, hoe dit elkeen verskil so bietjie, maar die kern is dieselfde. Maar hierdie Romeinse soldaat het by geleentheid, terwyl hy nog daar gehang het, en terwyl mense uitgeroep het, kruisig hom, het hy vir die ander mense allemaal gesê, hy kon ander mense verlos, maar homself kan hy nie verlos. Maar die oomblik, toe daar die donkerte oor Jerusalem toesak, daar dieselfde oomblik, toe roep hierdie Romeinse soldaat, ja waarlik, hy was die seun van God. Ek het vir hom lief vanmôre, geliefdes, ek kan vanmôre vir hom waar sy gees op hom mag wees, wil ek vir hom wat verklaar, en vir hom sê, ja waarlik, hy is nog steeds die seun van die lewende God. Hy leef, want die graf is leeg, en hy sit vanmôre aan die regterhand van God die Vader, en hy is daar besig om vir ons in te tree. Tussen die graf, tussen die kruis en die graf is daar 'n tussenin gebeur wat plaasvind. Die kind van die Here, hoor wat ek vanmôre vir u sê, ek en jy beleef ook soms daar die tussenin gebeure in ons lewens. As ek vanmôre vir u so geleentheid gee, of ek so vra, broer, suster, om gee 'n bietjie getuienis oor hoe dit God gebede vir jou antwoorde, dan glo ek sal jy vanmôre my sê, pastoor, daar's daar nog 'n hele paar gebede wat nog onbeantwoord is. Daar's nog gebede waarvoor ek wag dat die Here sy grootheid aan my sou openbaar, sodat ek hom kan gee ver meer as wat ek kan bid, of wat ek kan vra vir my. En vir die Here, ek wil vanmôre vir u sê, daar is tye wanneer ons bid vir siekes, tussen pyn en lyding, en ons het nog nie genesing ontvang. Dan laat dit my terugdink in Jesaja 53, want hy sê, deur die wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar die wonde wat in sy liggaam ingeslaan was genees, sodat ek en jy vanmôre genesing kon ontvang. En kan ek van net vanmôre vra, is die Here, hou goeie moed, hou vas aan die Here, vertrou die Here vir volmaakte werk tot in jou liggaam. En dan aan daardie vrou wat vir 12 jaar in bloedvloeiing gelei, en die Skrif sê, dat alles wat sy gehad het sy uitgegee op medikasie, en dokters, en al daardie goedere. Maar daardie môre, sy sê, as ek maar net die soel van sy kleed onderraak, daardie môre ontvang sy genesing, en kan sy van daardie dag af die Here se naam groot maak. Maar dit is juist in daardie tussenin tyd, geliefdes, waar God homself aan my en aan jou openbaar, in sy grootheid en in sy almag en in sy heerlikheid. Al wat ek en jy vanmôre behoort te doen, is om in geloof vas te hou aan die Here. Sê, Here, ek vertrou u vanmôre vir alles wat in my is. Jy weet, as ons dink aan die woorde, dit is omdringend, en dink vanmôre in die lees, ek is so geestesoog vir my kan herroep, dus dan wil ek vanmôre vir u sê,
dat daardie woorde was nie 'n sig van 'n neerlaag. Dit was nie iets gewees waaroor hy jammer was, maar dit was gewees om te sê, ek het gedoen wat ek moes gedoen het, ek het die prys betaal, die volle prys is betaal, tot lof, eer en verheerliking van sy groote wonderlike naam. Dit laat my dink, en as ek dit vanmôre wil toepas op my eie lewe, wil ek vanmôre vir die sê, kind van die Here, ek het nie meer nodig vanmôre om die Here te beïndruk. Ek het nie meer rede vanmôre om te dink dat my redding moet ek verdien deur goeie werke en al daardie tipe van dinge nie. Ek wil vanmôre vir u sê dat Jesus het dit klaar gedoen aan die kruis op Golgotha. Al wat ek en jy nog moet doen, is om te sê, Here, ek glo. Ek glo met my hele hart, met my hele siel, en met my hele wese, daarom wil ek volg in gees en in hart. Dan die volgende punt wat ek vanmôre wil maak, in die donker uur, was God nie afwesig. En ek wonder baie keer ek en jy, wanneer ons deur moeilike tye gaan, of wanneer ons voel asof ons kan nie meer, dan vra ons hier in ons hart, God, waar is U? Ek wil vanmôre sê, daar sou ek ook nie wat is vir jaar gesê, hier aan die brief op die Amerika. Ons weet nie dat hoe besig God dan vanmôre is, om vir jou en my oorwinning te bewerkstellig. Hoe besig God dan vanmôre op hierdie punt in tyd is, om vir jou en my te gee, ver meer, as wat ons ook aan dit vra. Ek wil in jou vir Lukas 23, 44, 45 op die skerm gooi. Kyk ek dit vir u kan lees. Hy sê, vers 44, en dit was omtrent die 6de uur, en daar 'n duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middelneer gesweep. Wat 'n belewenis, die grootheid van God. Wat 'n kenmerke was dit nie gewees vir my en vir jou as nageslag om te weet dat God het hierdie dinge laat gebeur vir ons sy grootheid kan ervaar en kan beleef. Ons ervaar hierdie tussenintye ook in ons lewens vandag. Geliefdes, ek glo vanmôre dat die Here wat vanmôre en juis in hierdie tye, wanneer dit lyk as daar 'n stilte toegesak het, wat my dink vanmôre aan die tye vinnig met die deel, Pieter Kreer was 'n ou wat misdaad gepleeg het, ek weet nie presies wat dit was nie, dit is 'n baie ernstige misdaad gewees, en 'n Sondag word hy gevangenis, en hy kom hier in die sentraal gevangenis, ek weet wat nou wil om vandag nie, maar terwyl hy daar instap, hy sê die mooiste papiere aan, spierwit en wit skoene, weet vroeger jare was dit ons nodig gewees, sy wit pakket en die wit skoene, die wit sokkies, en hy is netjies, en terwyl hy daar instap, en hy staan daar, voordat hulle vir hom sy gevangenisklere uitwyk, lees ek in die mure, staan daar stilte. 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 Maar hy het nie geweet, dis die stilte wat God nodig gehad om hom weer by God te bring. Hy sê, terwyl hy daar staan en hy rebelleer teenoor die hervormde kerk waarin hy groot geword het na die tyd, en hy homself voorneem dat as hy ooit hier uitkom, gaan hy elke hervormde kerk gaan opblaas met 'n bom, maar hy het nie geweet dat God het vir hom 'n stilte geskep het, sodat die seën van God oor 'n paar naweek in sy hart kan uitkom en hy sy lewe vir die Here kan gee. Die Here het sy siel gered, baie siele het tot Here kom na die tyd met ons van daardie getuienis kom. Die derde punt wat ek vanmôre vir u wil leer, is Jesus se werk by ons.
om oorwinning te verkondig. Ek wil hê jy die volgende teksvers in Petrus 3:18 en 19 sal bestaan. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is in die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Halleluja. Die volgende vers 19. En die hy ook heen gaan en gepreek het, en die gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Met ander woorde, daardie Saterdag terwyl hulle dink sy liggaam lê daar in die graf, was sy gees besig om die boodskap van Jesus Christus te verkondig. Dat hy die volle prys betaal het en aan die kruis volgens gestel. Die volgende teks vers gevraag word op die skermplaas, Efesiërs 4 vers 9, die dit vir die daar, maar dit hy het opgevaar, wat beteken het anders, dat hy ook eers meer gedaan het, in die onderste dele van die aard. Prys sy wonderlike naam. Kind van die Here, en terwyl ek ook lees rondom dit, sien ek dat ook die mense, die se geeste van Noag se tyd daar was, ook aan hulle het hy die evangelie verkondig, so daar nie moontlik geleentheid sou wees, maar hulle sou sê, maar ons het nie geweet, ons het het verstaan, ook in hulle is die evangelie van Jesus verkondig. Mag ek en jy dit ook vanmorgen besef, dat daar geen situasie in my of jou lewe aan God nie ook kan toetree en waarin hy nie ook vir jou kan help en kan bystaan en kan ondersteun. Vierde voorlaatste punt wat ek vanmorgen moet deel is, die vyand is ontwaak. Sê vir die halleluja. Die vyand is verloor van sy wapens te hier. Ek wil vanmorgen vir die sê, beloon sister, dat hy met in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. En hy het geen macht, geen gesag, geen autoriteit oor jou lewe. Ek nou môre die jong mense wat ek laas onder gedoop het, het ek vir die aand gesê, ja, die duivel sal julle probeer. Hy sal by julle weer van aanklop. Hy sal julle probeer herinner aan jou verkeerde dinge wat jy al gedoen het. En sê jy albei jy vir ons sê, moet jy, ek ken jy nie. Hy is by die verkeerde adres. Ek dink jy beter hardloop. Dat ek jou hartskeen en kan sien, want hy wat in my is groter as hy wat in die hart is. Vyand is ontwaak en Satan sy mag is gebreek. Selfs die aanklag wat hy soms in jou bring, is verwyder. Glo vanmorgen, jy veg nie vir 'n oorwinning nie. Ek en jy nie nodig om te sê dat ons veg vir 'n oorwinning. Ons leef vanuit 'n oorwinnaar Jesus. Halleluja. Ek en jy kan vanmorgen hier staan op God se woord en sê, Here, U het reeds die prys betaal. U het reeds die oorwinning gehad. En daarom glo ek vanmorgen, Here, dat dit vir my nodig is om ook te glo. En my laaste punt vanmorgen, die graf was nie die einde nie. Matteus 27, van die vers 59, of kan ek eers Kolossense 2, ek het ook nie gelees, die vers 14 en 15, ek het dit vir hulle daar achter gegee, Kolossense 2, hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedaag en weggeruim deur dit aan die kruis vast te laat. Halleluja, vers 15, nadat hy die owerhede en die magte uitgeleer en hulle in die openbaar in die dood gestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Jesus Christus triomfeer vanmorgen oor die graf, die hel en die dood. Maar die laaste punt, die graf was die einde met Matteus 27, vers 59, en Josef het die
liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy groot steen deur die opening van die graf gerol het, het hy die Josef van Arimatea was vir my so 'n besonderse karakter in die woord van die Here. Hy het gewaag om na Pilatus te gaan. Hy het gedoen wat hy glo hy moes doen. Kom ek sê vanmôre vir die kind van die Here, as die graf nie môre leeg sou wees. En daar was oorblyfsels van die liggaam. Daar was 'n geweldige geraamte van Jesus Christus. En my en jou godsdienst geen geloofwaardigheid aan. Wil ek vanmôre vir u sê, die graf is leeg. Ek was daar. Ek was in die graf. Ek het gaan kyk. Daar's niemand en daar's geen oorblyfsels nie. En in die agterneer dat ons daar was, en ek onthou ons omdraai, die deur wil uitstap, die graf te daar, en baie op so anders te geluid vir ons afgenoem. Daar een woord toe, wil die uitstap. Hy is nie opgestaan, en leef op my ander eeuwigheid. En vanmôre wil ek afsluit in die Here. Jy sê dat vanmôre hier. Dis meer as 2000 jaar terug. Ons lees dit in die Bybel en rondom die kruisdood van Jezus. Ons lees alles wat in daardie tyd gebeur het. Vanmôre sit jy wonder oor jou situasie. Ek ken nie dat as mens. Ek ken nie jou omstandighede. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan. Ek weet nie wat in jou verhouding met jou kinders besig is om te gebeur. Ek weet nie hoe is jou verhouding met jou medemens of jou medebroer en suster, selfs in die kerk. Jy sit vanmôre hier in 'n situasie. Dalk sê jy vir my pastoor, as jy my baie keer sien ek dit op mense se gelaatstrekke. Baie keer sien ek hulle is moeg. Baie keer sien ek die onsekerheid in hulle hart. Baie keer sien ek hoe dit mense wat in hierdie greep vasgemaak is. Ek wil vanmôre vir jou sê, in hierdie omstandighede, hou goeie moed. Sy dink aan Johannes 11, daar het tekstvers, ek het dit nou een keer bepaald, ek het 2 of 3 gemeentes, maar het was dat ek die tekstvers in die kerk besit en sien. Die minister is hier, en hy hoef jou, dink vir die Here, God is groot, as jy verstaan. God is groter as enige omstandighede waarin jy self bevind vir hom. Al wat ek vanmôre vir jou vra, en jy nie vanmôre uittrek. Jy is die minister is hier, en hy roep jou. En daarom is ek glo vanmôre, en ek wil afsluit met Romeine 8:11. Ek is vanmôre. Daar is dan nou geen veroordeling. Dis vers 11. Okay, Romeine, ek het nou dit verkeerd vir julle geskryf, en dan moet ek sê, ek skryf op so julle, want hulle ek kan lees nie, maar en ek kan nie vir jy my dame.
Ek bly met baie mooi luister. Ons sal het woord hiervan. En as die Gees, hoofletter van hom, wat Jezus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat in Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Wat sê daai teks van? Dieselfde Gees van Jesus Christus uit die dode het opgewek, is dieselfde Gees wat vanmorgen nog in my hart en in my lewe maak weer in die Here. Dink vanmorgen in jou situasie, dink vanmorgen aan dinge wat in jou lewe gebeur, en bely jy vir hom. Here, dieselfde Gees en u uit die dood uit lewe gemaak, is die Gees van hom wat in my hart leef, uit lewe. Ek gaan vraag my span tevore kom, ook graag met ons toewydingsgebed, aandag ons vanmorgen oor aan die tafel in die kerk. Maar Vader, Here, terwyl ek vanmorgen hier staan en ek dink vanmorgen aan die prys wat U vir ons betaal. Ek dink vanmorgen, Here, aan 'n dag wat gebeur het, waar U voor die grondlegging van die wêreld besluit het. Dis die route, dis die pad wat ek moet stap, omdat ek hierdie wêreld so lief gehad het. Daarom wil ek vanmorgen vir U dankie sê, dat U nie omgedraai het. Dankie sê, Here, dat U werk voltooi het. So daarin ook gesê, dit die resdag, die volle prys is totaal, om U vanmorgen, Here, om doen vir ons, elkeen wat hier is vir ons, en volmaak te werk. Daarom is dit my gebed dat elkeen wat vanmorgen in situasie het, Here, wat die naam op die aardbol mag wees, die verander dit vir hom, en dieselfde Gees wat Jesus Christus in die dode het opgewek, is die Gees van hom wat my situasie verander. Dankie, Here, dat U ook vanmorgen ons leë graf gelos. Dankie dat ons vanmorgen kan uitroep en kan verklaar hy het opgestaan. Jesus leef tot in alle eeuw. Here, dankie dat ons weet vanmorgen dat U die Alpha en die Omega, die begin en die einde is. Daar is niemand soos U nie, Here. En U kom vanmorgen, Here, en kom vir ons met U heerlikheid en met U kracht. Dit is my gebed. En Jesus Christus naam, dat het elkeen van ons naam bedankt. Afvraag die broeders wat my help en die neem van tafel na vore. Plek in die Here.
my gegaan. Vir julle gebreek is. En so dikwels as julle van hierdie brood eet en van hierdie beker verkondig, drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg vanmôre dink vir ons Here. Ons vanmôre kan sê dat hy opgestaan. Hy leef. Tot in alle ewigheid. En omdat hy leef, sien ek ons vanmôre. As geen uitdaging, hoegenaamd vanmôre, wat vir my terughou, sê ek kan nie glo, maar ek kan vanmôre vashou, sy liggaam, en dan sy bloed, wat ons gesterf het. Vir Jan vra ons seun die Here af te win, daar en daarna kan ons so bedien. Baie dank. Almagtige God, Hemelse Vader, dit is vir ons volgende Here 'n voorreg om as 'n familie om hierdie tafel te kan sit, Vader, om te kan onthou en te herdenk wat U vir ons gedoen het, Vader, dat U vir ons in die kruis gesterf het, waar dat U ook die graf, die jare en die dood oorwin het, om op te vaar na die hemel, en vir ons te gaan plek voorberei, sodat ons eendag saam met U ook aan hierdie tafel kan sit, Vader. Ons bid vir die seën op die tafel, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Op een heel afijn, van een oude kruis, het teken van schande in mij. En bemin die aan kruis, wat ons dierbare zin, de wereld van zonde is
it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Had it not been for mercy's love and welcome, had it not been for your love of the cross, had it not been for man called Jesus, then forever my soul would be lost. Had it not been a place called Mount Calvary, had it not been for your rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Amen. Iemand oorgeslaan en almal bedien. Nou dis nie tafel van die volle vir die kerk nie, dis die tafel van die Here. Ons almal wat glo vanmôre het die reg, die geleentheid en die voorreg om deel te kan hê aan sy tafel. Ons gaan ons laaste koorvers sing en dan gaan ons op die dag van Dienes opgegaas het in die stad is geplaas en daarna ons afsluitend gebed en dan gaan ons die vanaand dan gaan die net sit dat ek neem die afkondigings probeer so asseblief draai dan. Oh,
Here, dis is allerlei groot God, Here. U ken ons elkeen in ons naam. U weet ons geroep het om voor ons geboorte, Here. En Here, wat U vir ons het is genade en liefde, Here, vir ons elkeen in Jesus. Vader, Here, dankie dat ons dit kan leef, maar Here, nie net vir onsself te hou, maar ook vir mense om ons te gee. Die mense liefde hê, soos wat U ons leer om lief te hê, Vader. Here, sal U vir ons uit mekaar uit gaan saam met ons Gees, Jesus. En elke woord wat ons vandag gehoor het, Here, dat dit so deel van ons bloed word, dat ons dit elke dag sal uitleef, nie net in 'n sekere tyd van die jaar leef, maar dat ons dit sal deel met mense, Here, dat ons die woord sal uitdra. U sal lief hê, Jesus, sodat mense nog nooit lief gehad het door Jesus in ons te sien. Ons bid dit in Jesus naam, Vader. Amen. Baie dankie, kan net die sitplek neem vir die afkondiging. Nou, hierdie week ons maar net wie sê dat gaan die hoërskool aan, nog nie hierdie week nie, ook nie bid Here hierdie week nie, en woensdag nie, dat jy toe kom nie, maar volgende week kan ons, as die Here wil, dan weer beginne. Ek wil ook net verskoning maak, dat ek nou supportbord gaan sit het, hierdie mene van my hierdie week weer begin, vir my ek nou die tussenentyd, ek wag op die Here, dat hy vir my sal gesond maak, en sal aanraak, maak my bid nie ophou nie, ons kan vertrou dat hy nog vir my 'n wondere sal verstellig in die 2 jaar wat die dokter sê, so maar net 'n paar dae sal wees, met eer van die Here. Maar volgende Sondag het ons op 'n Sondagse Sondag. En die soe word Saterdag, as die Here haar spaar, tot Saterdag toe, dan word sy 100 jaar oud. Nou, u sal weet dat ons het gesê, ek sou daarby my woord gehou het, ons sou vir haar lekker vleis gebraai het, maar hulle sê dit is 'n bietjie te veel vermoeiend vir haar, en daarom het hulle maar besluit op 'n vingerete. So volgende Sondag, na die afloop van die diens, gaan ons weer by die saal kom, en ek wil vir u vra om asseblief te kom, ring ons saam, maar onthou, jy moet die getalle opgee, daai lys lê nog vanmôre daar, sodat ons daar net ten minste weer genoeg kos het vir die mense. So asseblief volgende Sondag, na afloop van die diens, dan ons haar 100ste verjaarsdag saam met die gemeente vier. Ons het 'n hele klompie gaste wat spesiaal ook gaan kom. Ek het aan vorige pastoor daar in Hilston ook gevra, hy en nog iemand daar ken, sal ook hier wees. So kom geniet dit saam met haar. Ek voel so sleg om te sit, as ek sien sy staan en sing nog die hele tyd. En sy is al 100 jaar oud en ek sukkel nog om 70 dae. So, dan is so, ons sien uit om saam met jou hierdie geleentheid. As die Here my spaar, dan het vir my 'n geweldige groot voorreg is om dan ook in die geleentheid daar te wees. Die Here seën vir u. Ons het nog geen verder ander dienste wat ons kan afkondig nie, maar onthou hierdie week nie bid hier nie woordskool nie, maar die week daarna ons weer reg wees om aan te gaan. Die Here seën vir u, en dit my geleentheid, graag by die Here kom en jou handdruk te gee.